hartlike hallo en 'n hartlike warm welkom. Dit is tyd vir Ritme Digitaal en so groot voorreg om hierdie vir jou te kan doen en hierdie vir jou te kan bring. Dit is altyd my verskriklik lekker om terugvoer te kry, of dit nou daar uit die Vrystaat is en of dit nou uit die Weskaap is en of dit nou, hoor mooi, uit Japan is en of dit nou uit Londen is of waar ook al. Jy is verskriklik welkom waar jy ook al kyk. Ek wil net weer vir ons Pretoriaaners sê, asseblief, ons wil julle graag in persoon sien by King Price daar in die Menlyn Myn omgewing. Die terugvoer wat ons kry is lekker, want dit is 'n familie, dit is 'n digitale familie, dis daar by King Price 'n in-persoon familie met baie lekker koffie. Dis heerlik. Alles rondom die woord. Dit is waaroor dit gaan. Die woord sentraal, Jesus sentraal. En ook nou weer in hierdie geval, die woord vanaand aktueel, onverdund. Die evangelie van Jesus Christus, die kruis, die oopgraf, mag jy dit regtig waardevol vind. Mag jy regtig vind dat dit jou lewe diep aanraak. So, geniet vanaand baie. Goeiedag, baie hartlik welkom. Dit is Ritme tyd. Laat ek net my sit kry. Altyd 'n voorreg. Johan Smit, ek self, die hele ritme span wat betrokke is. Baie dankie. Dankie dat ons die voorreg het om die goeie nuus van Jesus Christus te mag deel. En dankie dat jy saamreis. Kom ons bid saam. Liewe Here, gee dat u woord vandag 'n goeie woord sal wees, die waarheid, die woord wat ons in koers hou en op koers hou, sodat u naam sal skitter in ons eie omgewing, in Christus se naam. Amen. Kyk, as daar nou nogal 'n fris boek in die Bybel is. Ek dink al die boeke is fris, verstaan my nie verkeerd nie, is gewigtig en is vol goudmynstof, maar as daar een boek is wat nogals swaar is om te verstaan, dink ek, dit is die Hebreërboek. Ons praat nie sommer net meer van die Hebreërbrief nie, want ons dink vandag ook, dit was 'n preek in skriftelike vorm aan 'n geloofsgemeenskap waarvan die outeur en die lesers, die oorspronklike outeur en lesers, onbekend is. Feit bly, God het dit in die Bybel gesit, en dit is die Hebreërskrywer wat ons baie ernstig op die volgende manier waarsku, as hy in hoofstuk 5 besig is om met ons te praat oor Jesus. Dan sê hy vir ons, net nadat hy vertel het van Jesus se lyding, dat hy mens geword het en volmaak moes word deur lyding. Nou, kantlyn opmerking, ek gaan nou die teks lees. Die Hebreërboek is die enigste boek in die Nuwe Testament wat dit so sterk beklemtoon dat Jesus ook volmaaktheid op aarde moes baas raak. Nee, hy het nie bedoel Jesus moes volmaak word in die sin hy moes sondeloos word nie. Hy weet van die begin af was Jesus sonder sonde. Dit vertel Hebreërs 4 vir ons. Maar hy gebruik die woord teleios vir wat ons gewoonlik met volmaaktheid vertaal, eerder as 'n aanduiding Jesus moes perfek toegerus word vir sy aardse taak. In hierdie sin moes hy volmaak word. Hy moes volmaak word om volledig alles in ons plek te ervaar, uitgesonderd die sonde. Hy moes weet wat dit is om mens te wees, wat dit is om te ly, wat dit is om verneder te word, wat dit is om onbekend te wees, wat dit is om nie sy krag te gebruik wanneer hy kon nie. Toe Jesus aan die kruis gehang het, kon hy met die klap van 'n vinger die skare engele geroep het om al die goddeloses te straf. Hy het nie. Wanneer Jerusalem hom ter dood veroordeel, het hy nie daarin dan vuur op hulle laat reën nie. Soos 1 Petrus 2 sê, toe hulle hom aan die kruis vasgekap het, het hy nie sy vyande beledig en teruggekry nie. Toe Jesus uit die dood opgestaan het, het hy nie deur Jerusalem se strate 'n hoofoptog gehou en tong uitgesteek vir al sy opponente nie. Alles en behalwe. Jesus moes leer om die minste te wees, al is hy die meeste, om 'n mens te wees, om te ly. En terwyl ek daar is, kom ek lees dit en dan Hebreërs se vermaaning. Hy skryf Hebreërs 5 vers 7. Terwyl Christus hier op aarde was, het hy aanhoudend gesmeek en gepleit by God, wat in staat is om hom te red van die dood. Christus het dit gedoen met harde uitroepe en met baie trane. God het na hom geluister omdat hy dit met groot eerbied gedoen het.
selfs al is Jesus die seun, bedoelende die unieke seun van God, het hy geleer wat gehoorsaamheid is, deur sy eie lyding. Op hierdie manier het hy volmaak geword. Jy verstaan, hier is die woord volmaaktheid. Hy het gewys dat hy enduit gehoorsaam is aan sy roeping. Daarom het hy self die bron van ewige verlossing geword vir almal wat aan hom gehoorsaam is. En nou vers 11, die waarskuwing. Hierdie onderrig is baie belangrik vir ons, maar dit is moeilik om te verstaan wat dit presies beteken, want julle het lui geword om behoorlik te luister. Teen hierdie tyd moes julle al mense gewees het wat ander leer, maar nou is dit alweer nodig dat iemand julle die heel basiese beginsels moet leer van alles wat God sê. Soos klein kindjies wat wil julle heeltyd melk hê. Julle kan glad nie enige vaste kos eet nie. So Peter, die Hebreërboek waarsku ons teen geestelike onvolwassenheid. En weet jy wat is geestelike onvolwassenheid vir hom? Om nie die soliede kennis van Jesus Christus in te neem en jou eie te maak nie. Hoor weer, want ons praat dikwels van geestelike volwassenheid en geestelike groei, asof almal in die kerk met eens op dieselfde bladsy is. Ons is nie. Vir die Hebreërskrywer begin geestelike volwassenheid met die vraag of jy die geestelike kos kan eet wat hy vir jou aanbied in die Here se naam. Kan jy dieper en meer en verder oor Jesus nadink as die heel basiese? Wat is jou heel basiese kennis van Jesus? Wanneer het jy dit aangevul en verder geneem met dieper kennis? Petrus sê, hierdie kennis, dat Jesus ook volmaak moes word, en dat hy moes ly, en dat hy nou 'n nuwe rol in die hemel het. Hy sê, is lewensbelangrik, maar meeste Christene vat dit nie. Hy sê, meeste Christene se kennis oor Jesus is so elementêr en so basies as wat kan kom. En daarom die oproep, dat ons by hierdie heel basiese leringe, hoofstuk 6 vers 1, oor Christus moet verbygroei na geestelike volwassenheid toe. Ons moenie oor en oor dieselfde fondament lê nie. Die ou preke, dieselfde ou temas. Ons is almal stikkend, ons is almal maar net mense, ons struikel almal. Die lewe is hard. Ons almal kry swaar, maar toe maar die Here is by ons. Daardie soort preke wat van hoek tot wal die kerk deur die eeue heen deursuur. Of julle is almal sondaars en die Here se hart is seer nie. Die Hebreërskrywer kom vars en fris en vrolik, maar diep met 'n nuwe leringe wat God vir hom gee oor Jesus. Hy belig en beleef wie Jesus is op vars nuwe maniere. Hoor net Hebreërs 2. Hoor net hoe maak hy in Hebreërs 2. Hy vertel vir ons in Hebreërs 2, haal hy Psalm 8 aan. Nou die Hebreërskrywer haal die Ou Testament baie gereeld aan. Psalm 8 ken ons almal, jy onthou dit. Wat is die mens dat u aan hom dink? U het hom skaars minder as sy hemelse wese gemaak, met eer en heerlikheid het u hom bekroon. Nou net so, verskoning, haal Hebreërs 2 vers 8, Psalm 8 se woorde aan. Aan die ander woorde, die mens, skaars minder as die engele, met eer en heerlikheid gekroon. Maar nou hier's die probleem wat die Hebreërskrywer het. Vers 8b. Hy sê, maar ons sien egter nog nie dat alles aan die mense gesag onderwerp is nie. Hy sê, God sê hy kroon die mens. Hy sit vir ons 'n kroon van eer en heerlikheid op. Hy onderwerp alles aan ons. Maar nou sê die Hebreërskrywer, kyk 'n bietjie rondom jou. Sien jy iets daarvan? Sien jy mense met eer en heerlikheid gekroon? Toe nie. Maar hoor nou, en hou nou jou stoel vas, want hierdie is van die mooiste woorde. Dis hoekom ek sit vandag en preek, want hierdie is so mooi, ek moet my stoel vasgryp. Maar ons sien vir Jesus. Ons sien vir Jesus. Hy sê, ek sien nog nie dat alles aan die mens onderwerp is nie, maar ons sien vir Jesus. Hy het vir 'n kort tydjie minder belangrik geword as die engele. Dit was toe hy so swaar gely het, dat hy dood gegaan het. Daarom het God hom gekroon met eer en heerlikheid. Wat het mense nie
Eer en heerlikheid. Wat het Jesus? Eer en heerlikheid. Wanneer het hy dit gekry? Kom ek lees weer die teks, want ons moet dit mooi hoor. Hoor nou mooi. In Psalm 8 hoor ons, God het die mens met eer en heerlikheid gekroon. Die Hebreërskrywer sê hy sien dit nie. Maar ons sien vir Jesus, hoor nou weer die teks. Hy het vir 'n kort tydjie minder belangrik geword as die engele. Dit was toe hy so swaar gelei het, dat hy dood gegaan het. Daarom het God hom as koning gekroon met eer en heerlikheid. Ons sien vir Jesus, ons sien twee fasette, twee fases van Jesus. Die tyd toe hy gelei het, minder belangrik as die engele was, en nou die tyd dat hy met eer en heerlikheid gekroon is. Wat kort ons, jy en ek, eer en heerlikheid, soos Psalm 8 beloof. Wat het Jesus op die oomblik? Eer en heerlikheid. Wanneer het hy dit nie gehad nie? Toe hy op aarde was. Dit is van die diepte waartoe die Hebreërskrywer ons uitnooi, maar hy gaan aan. Hy sê, omdat God so genadig is, het Jesus die dood geproe in ons plek. Letterlik proe. Jesus het die dood gesmaak deur leef om God se genade te wys. Vers 10. Vir God was dit presies die regte ding om te doen. Dit is hy self deur wie alle dinge gemaak is en terwille van wie alles bestaan. Dit was sy plan om baie mense te laat deel in sy heerlikheid. Daarom het hy vir Jesus, wat die pionier en padbouer is van almal se verlossing, perfek toegerus vir sy taak. God het dit gedoen deur hierdie pad van lyding wat Jesus moes loop. Ja, hoor weer mooi. Ons sien nou vir Jesus met eer en heerlikheid, en dit is God se plan, Hebreërs 2 vers 10, om ons te laat deel in Jesus se eer en heerlikheid. So Psalm 8 word die basis wat vir ons sê, God het die mens 'n bietjie minder as die engele gemaak met eer en heerlikheid. Ons sien dit nie, maar ons sien vir Jesus. Hy het toe in ons plek 'n bietjie minder as die engele geword en gelei en hy dood gegaan. En dit is God se plan. As ons aan Jesus vashou, sodat ons weer gekroon kan wees met heerlikheid. Dit is presies die regte ding, sê die Hebreërskrywer, vir God. Dit is sy plan om baie mense te laat deel in sy heerlikheid. Het jy gehoor? Dis God se plan. Ek het dit al baie gesê, mag ek dit weer sê. God se plan is vir meeste mense 'n raaisel. Ek dink ek het al hier vertel van iemand wat selfs eendag gesê het, as sy die dag doodgaan, dan sal sy weet wat is God se plan met haar lewe op aarde gewees. Toe dink ek myself, what a wasted life. As jy eers moet doodgaan om te weet hoekom moes jy lewe, dan het jy dit verkeerd gekry. En as jy en ek nou nog nie weet wat God se plan vir ons lewe nie, hier is dit. Dit is God se plan vir ons lewe. Dit is hy self deur wie alles gemaak is en terwille van wie alles bestaan. Dit was sy plan om mense te laat deel in sy heerlikheid. Daarom het hy vir Jesus, wat die pionier en padbouer is van ons almal se verlossing, perfek toegerus vir sy taak. Jesus is God se plan. God se plan is dat jy en ek moet deel in Jesus se lewe. Nou het jy en ek nog nie al die heerlikheid wat ons nodig het nie. Maar Jesus het 'n plan gemaak dat ek en jy in sy heerlikheid kan deel. Hy het in ons plek gelei. Hy het in ons plek gesterf. Hy is in ons plek begrawe en opgewek. Hy het volmaak geword in sy heerlikheid. Dit is God se plan. Jesus moes namens jou en my die pad loop. Oor die Hebreërboek gebruik baie nuwe name vir Jesus, wat die kerk nie eers ken nie. Meeste van ons ken Jesus net as verlosser, punt. Min van ons weet hoe lief was Jesus in die Markus, Matteus en Lukas evangelie, om na homself te verwys as die seun van die mens, of in die Johannes evangelie, die seun. In die Hebreërboek is Jesus, word hy met 'n klompie nuwe terme beskryf. Hier is een, hy is die pionier en padbouer, so het ons dit vertaal in die NNT. Hy is die pionier, hy is, soos die Amerikaners sê, the trailblazer. Hy skiet die pad oop deur sy eie lyding, wat jy en ek bevry, om daai selfde lydingspad te loop. Jesus het dit gedoen, en wat wil hy nog doen? Hoor vers 11. Jesus verander
mense in heiliges. Nou, in God se spesiale eiendom. Hy self en hulle wat deur hom heilig gemaak word, kom almal van God af. Daarom is Jesus glad nie skaam om hulle sy broers en susters te noem nie. Dis hoekom hy sê, ek sal die naam bekend maak aan my familie. Daar in die hart van die geloofsfamilie sal ek lofliedere sing. En weer 'n keer, let goed op, hier staan ek by al die kinders wat God vir my gegee het. Sjoe. Dis die enigste keer na my wete dat die Nuwe Testament eksplisiet noem, Jesus maak ons heiliges. Paulus noem ons in sy briewe heiliges, afgesonderdes. 1 Petrus doen dit. Maar hier sê die Hebreërskrywer, Jesus maak sondaars heiliges. God se spesiale eiendom. En nou sê Jesus vir God, ek maak Psalm 8 by wyse van spreuke waar. Psalm 8 sê, wat is die mens dat u aan hom dink, skaars minder as 'n hemelse wese. En tog is mense tans stikkend en uitmekaar en in die gemors en ons lê in die sonde. En Jesus sê stop. En God sê stop. Ek het 'n plan gemaak, sê God. Ek het my seun laat kom. Hy het volmaaktheid aangeleer deur sy lyding. En nou sê Jesus, nou Vader, kan ek elkeen wat in my glo as heiliges voor U hou. Ek gaan hulle laat deel in my heerlikheid. Ek noem hulle my familie, ek staan in hulle midde. Dis wie Jesus is en wat hy gedoen het. Hebreërs 5 sê, hierdie lering moet ons kan vat. As ons dit nie doen nie, is ons nog met melkkos besig. Ons moet geestelik groei. Ons moet groei om Jesus beter te verstaan. Dus, as jy vandag en elke ander dag wanneer jy met die woord besig is, Jesus beter verstaan, dan groei jy geestelik reg. Mag die Here gee dat vandag se woord groot geestelike groei tot gevolg sal hê. Kom ons bid saam. Baie, baie, baie dankie Here vir die kostelike en kosbare woord. Dankie vir die goud en die diepte wat ons vandag so 'n bietjie hier raak geboor het. Gee Here dat ons nie melkkos sal eet nie, maar geestelike volwasse kos sal inneem. Gee Here dat ons die woord sal hoor, die woord in ons hart sal bære. Gee Here Jesus dat ons U sal sien soos wat Hebreërs 2 vers 9 ons leer in Jesus se naam. Amen. Wat 'n lekkerte om so saam te kon reis. Dankie vir die voorreg. Ek sien uit om ook na Johan Smit se volgende boodskap te luister. Mag die Here vir ons elkeen ryklik seën. Vrede vir jou. Ja, en net partykeer na so 'n boodskap is dit goed om so min as moontlik te sê. Min woorde, net 'n wow. Kom ons vat hierdie, kom ons doen hierdie, kom ons leef hierdie. Dis altyd die uitdaging van die woord. Nie net om dit te lees nie, nie net om dit te hoor nie, maar om dit te gaan leef. So kom ek en jy gaan leef hierdie en ons maak ons wêreld 'n ander plek, 'n beter plek. Dankie vir jou ondersteuning, dankie vir jou terugvoer, dankie ook vir die finansiële bydraes. Ons waardeer dit verskriklik. Dit help ons om hierdie boodskappe, die woord van die Here regtig letterlik wêreldwyd uit te kry. Baie, baie dankie vir jou hulp om dit moontlik te maak. Versprei gerus hierdie boodskap ook. Ek bedoel, dit gaan elke mens wat hierna kyk, wat hierna luister, se lewe aanraak. So help vir ons om hierdie boodskap so wyd en suid as moontlik versprei te kry. En mag jy 'n fantastiese week verder hê. Geniet elke oomblik. Mag die Here jou werklik seën in hierdie week.